Môre al die getroues. Ons is bly julle is vanoggend so vroeg op en dis lekker om jou oggend te begin met God se woord en met 'n boodskap. Ek is dankbaar dat julle hier kan wees vanoggend. Voor ons begin, kom ons buig ons hoofde en dan bid ons net saam. Vader in die hemel, baie dankie vir 'n wonderlike nagrus, Here. Ons weet, Here, dat daar soms omstandighede is wat dit nie altyd moontlik maak om goed uit te rus nie, maar Vader, dankie dat U nog steeds met ons gewees het, dat ons die voorreg het om op hierdie kamp te kan wees, is al klaar vir ons 'n regte groot voorreg, Here, dat ons saam met vriende, familie in Jesus kan wees, sodat ons U kan loof en prys en aanbid en saam met U woord studeer. Dankie vir U liefde en dankie vir U genade. Here, en bo op alles, dankie vir die plan van verlossing wat U vir ons bewerkstellig. Here, wees nou so met ons deur die Gees en mag U ons harte en ons verstande aanraak. Mag U ons oop en ontvanklik maak vir U woord en mag U Gees binne in ons versterk word sodat ons al hoe meer sal word soos Jesus se karakter was. Ons bid dit so in sy naam alleen, Jesus Christus. Amen. Ja, ek sê nou dankie vir 'n lekker nagrus. Die van julle wat daar naby ons tent was of karavaantjie was, het dalk nie so goeie nagrus gehad nie. Ek vra om verskoning. My 2-jarige seentjie het gister niks geslaap nie en ek dink hy was so 'n bietjie oormoeg geweest. Maar nogtans het ons darm die kans gehad om so 'n paar minute die oë toe te maak. Ons was in Somerset West en ek het al hierdie boodskap ook gebring, maar ek dink vandag pas dit vir my so mooi in by die konsep van verlossing en ek wil dit graag weer met julle ook deel. Ons was in Somerset West geweest en ek en Elmar, my oudste seun, en dis nou weer 'n illustrasie van my kinders. Jy kan sien ek is 'n pa en ek is trots op my 2 seuns. Maar ek gaan vir julle vertel wat met ons gebeur het. Ons jy weet Somerset West, die Kaap het mos so 4 verskillende seisoene so op een dag. En dit was so Vrydagmiddag geweest. En ek en Elmar is op pad. Henko was toe nog nie eers daar geweest nie. Ons is op pad om te gaan hare sny die dag en daar by oom Neil Jordaan se haarkappery. En ons stap op die sypaadjie en dit het net klaar gereën, so 'n bietjie vroeër en daar lê oral sulke plasse water op die sypaadjie. En die jong man is nou behoorlik aangetrek vir water. Waterkaskenaar, hy het sy waterstewels aan en hy het sy langbroekie aan en hier gaan ons nou na oom Neil toe, ons gaan nou hare sny. En soos wat ons stap op die sypaadjie, is dit ons nou vreeslik pret vir 'n jong seentjie om so in die waterplasse te spring. En dan spar die water so en dan giggel hy en hy lag en dit is vreeslik pret vir hom. En my pa was nie eintlik reg vir hierdie avontuur wat hy nou beplan nie en ek was nie aangetrek met waterstewels en so voorts nie. So nou spat hy my paps op nadat elke keer as hy in die water spring. En nader dan dink ek vir myself, nee, ek moet nou 'n ander plan maak. Ek wil nou nie sy pret bederf nie, maar ek wil ook daarom nou net hê hy moet nou bietjie dad ook in ag neem. En ek sê vir hom, weet jy wat, kom ons maak 'n plan. Ek gaan vir jou my hand gee, dan wys ek jou, dan tel ek jou boor die plasse water, dat jy nie binne in die water spring nie. Is dit nie 'n kwaai idee nie? Kom ons doen dit so. En ek hou nog my hand so uit en so opgewonde soos wat hy was, gryp hy my hand sommer net my vinger vas en hy spring by die volgende plas en hier gly hy uit en hy land weer in die water. En al die nat is nou al klaar gedoen, so hy spat pa weer papsop nat. Ek dacht toe nou, nee, wag. Kom ons maak dit anders, kom ons probeer weer. Laat ek jou handjie vashou en dan probeer ons weer. En ek vat sy klein armpie met sy gewriggie, sy handjie en sy gewriggie so saam vas in my hand en by die volgende plas tel ek hom boor. En dit werk. En by die volgende plas tel ek hom weer boor. Dit het daarom ook net soveel pret veroorsaak, so dit was nie so hartseer om die waterplasser uit te stop nie, maar dit was eintlik lekker geweest. Maar dit het my laat dink aan verlossing. En dis nou verstaan hoekom. Vir die van julle wat julle Bybel saamgebring het, blaai vir my na Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2. Gistermiddag het ons gepraat oor verlossing. Nou wel, gisteroggend nou Jacques en julle sal sien, dis wonderlik hoe die Heilige Gees werk. Ek was bekommerd dat ek kom hier aan en een van ons praat oor dieselfde goede, maar dit is so wonderlik dat die Here dit so bewerkstellig dat die Gees van God lei. Die liedjies wat gesing word. Die liedjie wat julle nou gesing het, ja, baie dankie, dit pas so mooi in. Jy's nooit alleen nie, wees verseker, God is daar om jou te dra. En vandag gaan ons dit sien in sy woord. So lees saam met my Filippense hoofstuk 2 vanaf vers 12.
Ons het gister gepraat oor verlossing en dat dit God se werk is. Onthou julle daarom dit nog? En dit was wonderlik geweest om te sien hoe die Bybel vir ons wys hoe Christus vir ons alles geword het, alles wat ons nodig het. En toe op 'n stadium het ek hierdie teks gelees en dit het my gekwel. Hoofstuk 2 van Filippense, vers 12 en vers 13. Kom ons lees dit net saam. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. En dan vers 13, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. En vanoggend wil ek graag met julle hierdie twee teksies so bietjie uitmekaar uittrek. Laat ons net mooi verstaan wat daar staan en wat word eintlik bedoel. Wat het Paulus bedoel toe hy vir die mense in Filippi hierdie brief geskryf het? Nou Filippi was 'n baie belangrike dorpie gewees. Hy het eintlik ontstaan as gevolg van Alexander die Grote se pa, koning Philip die tweede, wat hierdie dorpie daar bewerkstellig het. Hy self het gesorg dat die soldate wat vir hom geveg het, 'n pensionaris dorpie kan kry. Hy was eintlik baie oulik vir sy soldate. Hierdie dorpie het ontstaan vir afgetrede soldate wat daar kon gaan woon het. Elkeen het sy stukkie grond ontvang. Maar die lekkerste van alles is, dit was op 'n handelsroete gewees, van die ooste na Rome toe. En net hierdie dorpie ontstaan met al die Romeine wat daar was, en afgetrede mense, pensionarisse, wat seker nie vreeslik baie gehad het om te doen, nadat hulle 'n oorlog gemaak het nie, want daar was dalk nou nie meer oorlog vir hulle om te maak nie. Die jonger soldate het ingekom, en hier sit hierdie manne nou in Filippi, wat doen hulle nou? Gilde geleentheid vir die evangelie, het Paulus gedink. Hy gee vir hulle die boodskap en daar het 'n klein groepie ontstaan van getroue navolgers. Dis inteendeel die enigste groepie wat vir Paulus ondersteun het in baie opsigte. Hulle het vir hom geskenke aangestuur deur boodskappers wat dit vir hom gevat het. Hulle het vir hom 'n kleed of 'n warm ding gestuur toe hy in die tronk was. En hierdie brief is geskryf toe onder huisarrest was. So hulle het gesorg dat Paulus se werk aangegaan het. Die mense van Filippi. Die ander gemeentes lees ons nie baie van nie, maar Filippi, die spesiale vriende van Paulus, dis wie hulle was. Hy het hierdie brief vir hulle geskryf as 'n brief van aanmoediging, 'n brief van dienswilligheid. Hou aan. Ons gaan nou die res van 'n paar stukkies ook lees daar in Filippense, en dit is fantasties hoe hy die mense aanmoedig om deur die Gees te leef en om positief te wees. Oorwinning, vreugdevolle lewe, sekerheid, 'n lewe van uithou en aanhou. Dis wat hy vir hulle aangemoedig het. Maar nou wil ek vir julle sê, kom ons begin met daai vers 12. Met watse woord begin hy in jou Bybel? Sê julle nog 'n bietjie dankie om. Daarom. Ek weet julle is nog vroeg, ek weet. Ons sal nou warm word. Daarom. Nou as daar 'n daarom is, moet jy vra waarom is daar 'n daarom. So kom ons gaan terug. Hier van ek kan eintlik van vers 1 af lees. Ek is vreeslik lief vir Filippense. Dis sommer die mooiste boek. Maar kom ons kyk daarvan van vers 5 af. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur 'n gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk geword. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en van die wat op die aarde en van die wat onder die aarde is. En elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Daai B-gedeelte van vers 12 is wat vir my so 'n bietjie kommer gewek het. Daai laaste gedeelte, baie dankie dat dit die teks is daarop. Daai laaste gedeelte, werk julle eie heil uit
met vrees en bewing. Sjoe, dit klink amper of dit nie instem met wat ons gister gepraat het nie, nê. Hier binne in my toe ek dit lees vir die eerste keer, toe besef ek, hoe gaan ek dit regkry? Hoe werk ek my eie heil uit met vrees en bewing? Ek weet nie van jou nie, en van julle nie, maar voel julle ook so half 'n bietjie angstig oor hierdie hele teksie? Maar kom ons trek hom uit mekaar uit. Hoofstuk 2 vers 12, die B-gedeelte, werk. Die woordjie werk. En ek gaan nou nie julle verveel met al die Griekse name en al die goodies nie. Wat ek vir julle wel wil sê is, die werk wat Paulus daarvan praat, sê eintlik vir ons, werk tot in met volle voltooiing. Maak dit sin? Werk tot en met volle voltooiing. Hou aan werk. Moenie ophou nie. Dis wat die woord vir ons, wat is die Afrikaans nou vir emphasize? Beklemtoon, baie dankie. Dit is die beklemtoning van die woord. Werk tot en met volle voltooiing. Met ander woorde, as jy nou gaan, ek weet nie van julle, wie kan onthou nog hoe werk algebra? Ek het dit alles vergeet. Algebra, ja, die wat nog op skool is sal dadelik weet. Onthou julle ken mos daai somme toe jy op skool was, dan hulle gee vir jou so 'n paar goedjies langs mekaar en dan sê hulle, right, werk die sommetjie nou uit. Dan is dit omtrent 'n bladsy lank en dan kom jy onder daar op die antwoord uit 2. Dit het my frustreer. En ek onthou nog baie goed in meneer van der Venter se klas, die wiskunde klas, was daar 'n baie slim meisie gewees. Ons ouens het altyd haar boeke gebruik om by af te skryf, so slim was sy gewees. Daar kom my skandes nou uit. En die meisie het op 'n stadium met sy in die klas gekom en sy werk die sommetjie uit en sy werk die hele som op 'n papiertjie uit en sy skryf is gelyk aan 2. Veronderstel nou. En sy gee haar papier in of haar boek in en die onderwyser merk die ding en hy gee vir haar byvoorbeeld 1 uit 20 uit. En sy sit in trane in haar klas. Sy verstaan nie, die som is reg, die antwoord is reg, maar hoekom kry ek nie my punte nie? Meneer sê vir haar, maar jy het nie die hele al die stappe gewys nie. Jy het nie die hele som gedoen en dan vir my die antwoord gegee nie. Hoe weet ek waar kry die antwoord? Ek kan nie onthou of hy met haar genadig was of nie, want hy het geweet sy is slim en hy het geweet wat sy reg doen. Maar sy moes leer om die som te doen, die hele som, van die begin tot die einde, elke liewe stappie moes jy gewys het om al jou punte te kon kry. Onthou julle daai tipe somme? Dit het my vreeslik frustreer, ek het nie altyd baie goed gedoen in wiskunde nie. Ons is hier naby, kan ek sê ons is naby Wolmaranstad. Wel Peer, julle kom maar van Wolmaranstad se wêreld af, dis die diamantgebied. En nou, ek dink Peer gaan dalk 2 keer ding voor hy nou sal antwoord, maar sê nou maar vanoggend, ek is 'n skatryk man en ek het baie grond in die omgewing daar in Wolmaranstad, daar waar die diamantboere is. En ek gee vir elkeen van julle so 'n stukkie grond daar. Peer gaan dalk sê nee, dankie, hy stel nie belang nie, want hy weet hoe voel dit om diamante te delf. en jy stap aan Wolmaranstad in die straat rond in die dorp en hier kom 'n ou oom met 'n kierie na jou toe. Hy sê vir, is jy die nuwe eienaar van daardie stuk grond? En dan sê jy, ja oom, ek is. O, jy's 'n geseënde man. Weet jy hoe baie diamante lê daar? Baie diamante, baie. En die gedagte begin in jou kop maal. Jy gaan huis toe en jy begin uitvind, waar kry jy nou die gereedskap, laat ons nou kan begin delf. Want wie weet, miskien kry ons ietsie. En jy begin delf en die masjiene hardloop en die rand en die sente hardloop ook saam met dit. En uiteindelik kom alles tot stilstaan. Almal skree, ons het hom. Hy is so groot soos 'n Titleist golfbal. En dit sal lekker wees om so eene te kry, nee. So groot diamant word uitgegrou daar. Nou ek weet nie wat die waarde van die goed as hy so groot is nie, maar hy sê nou maar dis genoeg om alles te betaal en jou kinders en jou kind se kinders hoef nooit weer te werk nie, so baie geld maak jy uit hierdie diamant wat jy nou uitgegrou het. Wat gaan jy doen nou met daai plaas wat jy gekry het? Kom aan, wat gaan julle doen met die plaas? Gaan dan nie nog delf? Ek dink ek sou dieselfde gedoen het. Hey, as daar een van hierdie golfballe daar rond lê, wie weet, miskien is daar nog so 'n paar meer van hulle. Is dit reg? Is dit hoe dit so ons mense dink? Ons nie soos met geld gierig wees nie, net. Dis nie wat ek bedoel nie. Maar jy's mos nuuskierig. As daar enetjie is, moet daar dalk nog 'n boetie of 'n sussie wees. Dis tipies wat Paulus van gepraat het toe hy gesê het, werk jou eie heil uit met vrees en bewing. Werk. Hou aan myn, hou aan grou, totdat jy op die einddoel gekom het. Hou aan die resies hardloop tot jy by die wenstreep gekom het. Dis wat daai werk beteken. Kom ons gaan aan.
Volgende gedeelte, jou eie heil. Jou eie heil. Wat's heil? Heil is verlossing. Dis waaroor ons praat hierdie naweek. Jou eie verlossing. Werk jou eie heil, jou eie verlossing uit. Sjoe, my eie verlossing? Hoe werk dit? Dit werk so. Verlossing begin by God. Deur sy genade in Jesus Christus is daar vir ons verlossing. Maar wat moet ons doen? Gister het ons dit gelees. Deur geloof moet ons dit aanvaar. Jacques het dit ook aangeraak. Deur geloof moet ons dit aanvaar. Is ek reg? So met ander woorde, my eie heil, my eie verlossing, verlossing is 'n persoonlike saak. Dit begin by my. Ek kan nie vir julle gaan sê hoe julle nou moet maak nie. Kom, julle moet nou julle keuse vir God maak nie. Ek kan jou nie forceer nie. Die ou gesegde sê jy kan die perd tot by die water bring, maar jy kan hom nie maak drink nie. Dit geld hier ook. Verlossing begin by jou. Dis 'n saak tussen jou en God. God druk op jou hart en jy neem hom aan. Dis hoe verlossing begin. Dis 'n persoonlike besluit. Pa en ma, jy kan niks vir jou kind doen oor sy verlossing nie. Dis sy keuse. Dis haar keuse. Net soos wat ek niks vir my vrou kan doen vir haar verlossing nie, dis haar keuse. Ek kan haar aanmoedig, ek kan vir haar die gedagtes gee, ek kan vir haar die Bybel lees, ek kan met haar bid, ek kan saam met haar pad stap. Selfs met julle, die predikante soeg en sweet om die mense uit te kry op daai punt dat hulle besluit vir Christus maak. Maar dis jou keuse. Die keuse lê by jou. Maar nou wil ek ook voorstel dat verlossing begin by jou, of dit begin by God, dan is jou stappie om te geloof, deur geloof dit te aanvaar. En dan derdens, moet dit nie net by jou bly nie. Verlossing moet oorvloei in 'n gemeenskapsbedienende karakter. Dis waaroor dit gaan. Jy kry hierdie wonderlike nuus van Jesus Christus wat jou hart geraak het, wat jou gered het uit die dode uit, wat jou gered het om eendag saam met hom in die koninkryk van die hemele te kan wees. Wat beteken dit vir jou? Maak dit jou bly? Maak dit jou opgewonde? Maak dit jou dankbaar? Wat doen jy daarmee? Dis jou keuse. Jy kan dit nie vir jouself hou nie. Jy moet dit uitleef. Na almal en alles om jou. Na die petroljoggie by waar jy jou petrol of jou diesel ingooi. Na jou werkers wat saam met jou op die plaas werk. Na jou familie wat binne in jou huis saam met jou woon. Na jou familie wat ver van jou af is. Na jou vriende. Na jou boeties en sissies in die kerk. Moet jy jou verlossing uitleef na hulle toe. So met ander woorde, werk jou eie heil uit met vrees en bewering. Werk tot en met volle voltooiing jou eie verlossing uit. Hoe kan ek my verlossing uitwerk? Daai uit wat daar staan, is nie net van figure dit vir jouself uit nie. Werk dit uit na buite toe. Dit begin binne by jou, in jou hart, waar God met jou 'n verhouding het en met jou praat en met jou gesels deur sy Heilige Gees, en dan vloei dit uit na buite toe. Dan werk ek dit uit na buite toe. Maar nou wil ek vra, kan ek iets gee as ek dit nie het nie? Ek sal baie graag vir elkeen van julle wat hier sit R1 miljoen wil gee. Sal julle daarvan hou? Maar ek het dit nie, jammer. As ek dit nie het nie, kan ek dit nie gee nie. So verlossing begin hier binne, en dan kan ek dit uitdeel vir ander mense. Dis hoe dit begin, dis waar dit is. Dis hoe verlossing werk. Nou kom ons by daai laaste gedeelte, met vrees en bewering. En toe ek het lees, toe hier binnekant my begin dit so ongemaklik voel. Ek raak bietjie angstig oor hierdie gedeelte, met vrees en bewering. Maar ek moet sê, die vrees en bewering wat Paulus hiervan praat, het niks te doen om bang te wees, of God te vrees, in die sin van dat ek in 'n hoekie wil sit, en as ek wil nie eers sy Bybel lees nie, ek is so bang vir God nie. Nee, dis glad nie waarvan hy praat nie. Dis eerder, ek het dit hier neergeskryf, dis eerder 'n oorweldigende respek en 'n sensitiwiteit vir God. Is dit nie mooi nie? Dis die vrees en bewering. Dit is 'n respek wat ek vir God het. Dit is 'n sensitiwiteit wat ek het vir hom en vir wat hy met my verlossing te doen het. Dis nie van wees bang vir God nie. As ek iemand respekteer, dan het ek 'n vrees vir hom in 'n mate. Ek vrees hom nie omdat ek bang is vir hom nie, maar ek respekteer hom.
Ek glo wat hy vir my sê. Ek aanvaar sy gesag oor my. Dis die vrees en bewing wat hy hiervan praat, is om daardie intieme sensitiwiteit te hê vir God. Daardie ontsaglike respek. Maar dan wil ek ook vanoggend julle aanmoedig, want daar is 'n vrees wat ons wel moet hê. 'n Vrees wat baie belangrik is vir Christene, 'n vrees wat ons wel moet ons binnekant moet hê wanneer ons begin dink dat ons goed genoeg is om gered te kan word. Daai vrees moet ons hê, ja. Die oomblik as jy dink ek is goed genoeg, jy weet ek gaan Sabbat kerk toe, ek volg die 10 gebooie so goed as wat ek kan. Ek rook nie, ek drink nie, ek dobbel nie, ek kuier nie rond nie, ek doen nie al hierdie slegte dinge wat die wêreld daar buite doen nie. Ek is in die kerk, ek werk ek's 'n ouderling in die kerk, ek is 'n predikant in die kerk. Die oomblik as ons so begin dink en redeneer, kind van God, ek is jammer, dan het ons 'n probleem. Dan moet jy begin bang word. Dan moet jy begin bewe as jy dink aan jou verlossing. Want verlossing kom van God af. En ons gaan nou verder sien wat sê vers 13. Dit hang van God af. God is soos die pa wat sy kind bo die modderpoele van die lewe tel. Dis sy krag, is sy hand wat jou hand vashou. Ek en jy kan nie aan God vashou nie. Is jy sterk genoeg om aan God vas te hou? Nee, ek is nie. Ek weet nie van julle nie. Miskien is dit dalk van julle, maar ek kan nie dink dat jy dit sal kan doen nie. God is die een wat jou vashou. God is die een wat van die begin af geweet het wie jy is. Hy ken jou. Elke haar op jou kop is getel. Jou naam is in sy handpalm gegraveer, sê Jesaja vir ons. Hy is lief vir jou en jy's kosbaar vir hom. Hy weet presies wie jy is. Al voel dit nie altyd so nie. En is hy wat jou hand vashou met die gewrig en die hand in een hand. En hy tel jou oor die lewe se moeilikhede. Dis God. Dis God alleen. Kom ons gaan na vers 13 toe. Vers 13 sê vir ons, want dit is God. As daar 'n want staan, moet ons kyk wat sê hy voor die tyd. Want, die voor die tyd het ons nou net gesê, werk jou eie heil uit met vrees en bewing, want, hier kom die verduideliking nou. Kom ons kyk wat sê hy. En hier is waar het vir my so diep en so mooi geword het. Dit is God. Hy begin met dit is God. Met ander woorde, dit is net God wat met jou en my verlossing kan werk. Dit het niks te doen met jou stoere fariseërs verhouding of houding wat jy het nie. Dit het niks te doen met, daar's nie vir jou 'n oop pos in hierdie posisie nie. Wanneer dit by verlossing kom, is dit net God. Want dit is God. Dit begin by hom en dit eindig by hom. Want dit is God. Kom ons kyk wat sê hy verder. Wat in julle werk. Hier kom dit nou. Nou moet julle vashou in julle stoele. Want dit is God wat in julle werk. Nou daar's die woordjie werk weer. Vers 12 aan die einde het ons gesê, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Hier kom nou in vers 13 weer 'n woordjie wat sê werk. En dis waar ons Afrikaanse taal nie so wondere doen wanneer ons by die interpretasie van die woord kom soos wat dit vir ons ingesit is en neergelees nie. Daai woordjie werk in vers 13, daai eerste werk praat van energizing. Energon is energon is die Griekse woord. Energize, energon. Dis waar die Griekse woord van afgelei word, is die krag. Daar's ons batterye wat ook ons energizers is. Daai krag van daai battery, daai krag van verlossing word in jou gewerk deur God. Want dit is God wat in jou werk, in julle werk. Dit is God wat in jou energize, wat in jou die krag gee, wat jy nodig het om jou verlossing aan te hou, uit te werk, tot die dag wat jy jou asem uitblaas. Of wat Jesus weer kom. Maak dit sin? Want dit is God wat in jou die krag wek om jou verlossing uit te werk tot aan die einde toe. Kom ons gaan aan. Wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk. Nog 'n werk.
Daai tweede werk in vers 13 is dieselfde as die een in vers 12. Want dit is God wat jou die krag gee om te wil en om te werk, om aan te hou uitwerk na sy welbehae. Is julle by? Verstaan julle wat ek sê? Verlossing begin by God. Hy werk die krag in jou in. Hy gee jou die krag wat jy nodig het. Hy stuur jou die prikkels wat jy nodig het om jou keuse vir God te maak en jou besluit vir God te maak. En hy gee jou die krag om te wil en te werk, om aan te hou jou verlossing uit te werk tot aan die einde toe. Maar kyk nou wat sê hy op die einde daar, na sy welbehae. Ja, onthou julle, is dit 'n kaiism wat hulle van praat, die slim teologiese manne. Vers 13 is 'n kaiism. Want dit is God, wat ek eers my varkies weer kry, want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Dit is God wat jou omvou en jou toemaak. Dit is God wat die begin en die einde is van jou en my verlossing. God is die Alfa en die Omega. Hy is nog altyd dieselfde. Hy is die een wat jou omvou en my omvou wanneer dit kom by ons verlossing. En hy gee jou die prikkels, hy gee jou die krag en hy help jou tot aan die einde toe om jou verlossing aan te hou, uit te werk tot op die einde. Is dit nie mooi nie? Is dit nie wonderlik hoe God met ons werk nie? Ons hoef nie vir hom bang te wees nie, ons hoef nie om te vrees nie, in die sin van dat ons vir hom wil weghardloop, soos wat die Israeliete gedoen het toe hulle by die berg van Sinaï gekom het nie. Nee Moses, gaan jy en gaan praat jy met God. O nee, ons is bang vir hom. Nee, ons moet ons knie buig vir hom, ons moet respek hê vir hom, ons het nodig om ons skoene uit te trek wanneer ons in sy teenwoordigheid kom, jy het nodig om op jou aangesig neer te val voor God, want hy is heilig en hy is sonder sonde en hy is die een wat jou en my verlossing bewerkstellig. Hy begin met jou verlossing en hy eindig jou verlossing. Hy begin alles. Hy is alles in die middel en hy eindig met alles. Dis wonderlik. Dis goeie nuus. Dis die evangelie. Die geregtigheid van God is geopenbaar in Jesus Christus deur ons geloof in hom in God se genade. Hy begin die goeie werk en hy maak dit klaar in jou lewe. Filippense 1 vers 6. Bekende gedeelte. Selfe boek, selfe skrywer. Wat sê hy daar? Kom ons lees hom. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat die goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Wow. Verlossing is awesome. Verlossing is asemrowend. Verlossing is die werk van God. Dit gee hom vreugde, dis sy welbehae, dis vir hom 'n voorreg om jou te kan red. Dis vir hom lekker om jou te kan red. Dis sy welbehae. Verlossing is in God se hande. Maar dis jou keuse. Hy het alles in plek gesit vir ons, alles. Alles, die goeie werk wat hy in jou begin, sal hy klaarmaak tot op die einde toe. God het verlossing begin. Dis sy inisiatief. Dis sy idee gewees. Nadat ons hom geval het, Adam en Eva geval het, het God gesê, kom ons maak 'n plan, kom ons skryf verlossing in plek, sodat hierdie mense nie verlore kan gaan nie, maar dat hulle die ewige lewe kan ontvang. Dis God wat dit begin het. Dis sy inisiatief. Al wat ek en jy moet doen is net om dit te aanvaar. Dankie Here vir die plan van verlossing. Dankie Here dat U my nog steeds raak sien tussen al hierdie mense en dat U nog steeds weet ek is U kind. En dat U vir my 'n plan in werk gesit het om my verlossing te bewerkstellig en dat ek nie kan staatmaak op my eie krag nie. Al is ek hoe swak, is U krag daar om my in te werk en my te vul met U Gees sodat ek my verlossing kan aanhou uitwerk tot op die einde toe. Dit was die konsep wat Paulus deur al sy briewe geskryf het. Hardloop hierdie resies tot aan die einde toe, sodat ons die wenprys kan kry.
Hou aan tot op die einde toe. Uithou, aanhou. Moenie moed opgee nie. Ja, die lewe gaan swaar wees. Daar gaan obstacles wees. Daar gaan ek sukkel met die Afrikaans vanoggend. Obstacles. Hindernisse, dankie. Daar gaan hindernisse in jou pad kom. Dit is nie altyd 'n maklike pad nie. Dit is nie. Maar weet jy wat? Jy's nie alleen nie. Want die energizing krag wat God vir jou gee, werk hy in jou binneste in. Hy gee jou die krag, alles wat jy nodig het. Dit hang af of jy dit gaan tap of nie. Waar is jy in die oggende? Is jy op jou knieë voor God? Is jy in sy woord? Bid en vra jy, Here, versterk my deur hierdie krag, deur hierdie dag, sodat ek nie myself kan uitleef nie, maar dat ek U kan uitleef. In die aand as jy gaan rus, is jy op jou knieë voor God en sê jy dankie vir die dag. Here, dankie dat U my deurgedra het deur hierdie dag. Waar ek geval het, vergewe my, maar maak my môre sterker sodat ek weer eens kan opstaan vir U en dat ek my lewe kan leef. Laat toe dat die Heilige Gees die krag in jou inwerk. Ons gaan nog daaroor ook gesels die naweek. Hier is so baie goed wat ons oor moet gesels. Maar weet jy wat, is wonderlik as jy God se woord gaan bestudeer en jy gaan sien wat hy vir jou sê. Ons is nie alleen nie. Ons hoef nie self te spook en te spartel nie. God is saam met jou die hele pad. Ja, daar gaan swaar tye kom. Maar dit maak jou sterker. Dit is soos 'n vuuroond wat jou louter, die moeilike omstandighede. En dit maak jou net sterker in jou geloof met God. Ek moet op hom vertrou, ek kan nie anders nie. Wie anders gaan my help? Dis niemand anders nie. Dis net God. Dis vir hom 'n welbehae, dis vir hom 'n vreugde om jou verlossing vas te maak. Ek hoop hierdie woorde is bemoedigend vir oggend en ek hoop dit maak julle ook positief en dit hou julle aan die brand vir God. Om te sien wat hy als vir jou te doen het. As ons die verse gaan lees en ons begin dit verstaan, dan maak dit soveel meer sin dat verlossing is net van God af. Dis nie hoe goed ek is nie. Dis hoe goed God is. Hy is sonder woorde. Ek kan hom nie beskryf, met my tong is te kort. Ek kan nie sê hoe goed hy is nie. Ek kan net my hoof buig en my knie voor hom buig en ek kan erken dat hy God is. Die ek is. Is nie iemand anders nie, die ek is. I am who I am. Dis hy. Verlossing kom van God af. Al wat ek en jy moet doen is om te glo. Glo en vertrou op daai verlossing. Dit aan te neem vir myself en konstant in verbinding met hom te bly, sodat ek hierdie verlossing kan bewerkstellig in my lewe, aanhou, elke liewe dag, dag vir dag, wat Jacques ook van gepraat het die eerste aand, dag vir dag. En nie op te gee nie, nie moet op te gee nie. Kind van God, ek hoop jy is positief vanoggend, ek hoop jy is dankbaar vir verlossing. Verlossing, die werk van God. Terwyl ons so sit, gaan ek vra dat ons net ons hoofde buig en dan net of ons 'n gebed doen. Vader in die hemel, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om hierdie woord van U te kon hoor. Dankie Here vir Paulus wat geskryf het, Here, uit sy hart uit en uit die gees wat in hom gewoed het en gebrand het, die vuur wat in hom was, het hy geskryf, Here, en dat die Heilige Gees vandag nog vir ons hierdie woorde kan bewerkstellig in ons harte. Ons dankie vir U genade, ons dankie vir verlossing weer eens, Here, want dit maak ons dankbaar. Elkeen van ons, as ons na ons lewens kyk, dan sien ons hoe swak en hoe sleg ons is, Here, en ons weet, ons het U nodig. Here, en ons wil vir U vra dat U altyd daar in ons binneste sal werk deur die Heilige Gees. Dat ons U kan aanbid, dat ons U dag vir dag kan volg, en dat ons dag vir dag ons knieë voor U sal buig, en sal sê dankie vir verlossing. En dat ons U sal vra vir die krag wat ons nodig het om deur daardie dag te kom. Dat ons sal staat maak op U, dat ons sal vertrou op U, want by U is alles moontlik. Met my Heer spring ek oor 'n muur, het Dawid gesê. Met my Heer sal ek 'n bendestorm loop. Here, ons is tot alles in staat deur U wat ons die krag gee. Dankie. Ek wil bid en vra vir elkeen wat hier is en selfs van die mense wat nou vanoggend nog so 'n bietjie in lê, wil ek vra, Here, dat U ons sal versterk deur die Gees. En mag ons deur die Gees wandel elke liewe dag. Mag ons U leer ken op 'n baie diepe en intieme manier, sodat ons sal weet, verlossing is van God af. Dankie vir hierdie voorreg, dankie vir U, dankie vir verlossing en dankie vir U genade en U geduld met ons. Dankie Jesus. Amen.